Lord Jesus, thank you for creating me in your image. Thank you that in you I lack absolutely nothing. Thank you that according to your word, I'm fearfully and wonderfully made. Thank you for choosing me for such a time as this, so that your glory and presence can be manifested in and through my life right now. Thank you, Holy Spirit, that I know I am never alone because you live in me, and because of who you are, King Jesus, I will never walk in defeat. I've been set free from all lies of the enemy, and I will not die before my time, but I will live to declare the glory of the Lord in this lifetime and in this land. Today I choose life because I choose truth. Jesus Christ is my truth. As a daughter of destiny, I will step up and step out in faith into the great plan God has for me. I have the DNA of my Heavenly Father. That is why everywhere I go, godly change is made through the power of the Holy Spirit and the living Word of God, which is on the inside of me. This gospel of Jesus Christ will be ministered through me as long as I have breath. It was for this purpose I was born. I declare my life is purposeful. My dreams are God's desire for my life, and my hope is charged with faith. As a daughter of promise, I will run my race with endurance. I will cry on my knees. I will battle through in prayer, and I will rise up in victory on my feet. Because Jesus Christ is the lifter of my head. Amen. Goeiedag en welkom terug by Step Up. Ek is Chantel en is lekker om weer saam met te wees na die Paasnaweek. Ek is seker van ons het dit lekker gehad met familie en met vriende of net kerk gegaan en die Here gaan bid en net in sy teenwoordigheid gerus. Ons is by die kerk in die Kaap is ons baie besig en daar's maar altyd iets wat ons doen en wat dis die geheim. Die geheim is ons is nie besig om nêrens te gaan nie of niks te doen nie. Want baie keer is jy besig met niks. Maar wanneer ons besig word, moet ons besig word met purpose en met destiny. Want die Bybel sê, ons gaan verslag gee van al ons doen en late. So of ek het nou reg gedoen het, of ek het nou verkeerd gedoen het, of ek het nou wil gedoen het, of ek het nou nie wil gedoen het nie, op die einde van die dag, die bottom line bly, wat het ek gedoen om die Here se naam te verheerlik. So laas naweek was nou Paasnaweek en April maand is ook so te sê verby, en ek dink April maand natuurlik het die meeste vakansie daar, meer as Desember maand, en ons hou net lekker lang naweek en is net 'n lekker vakansie na maand, maar dis ook op 'n einde. So ons stap weer na 'n nuwe maand toe en die kan dit glo in die 5de maand van die jaar. Ek weet nie of julle besef nie, maar ek weet nie, maar ouer ons word, voel dit vir my die weke word soos dae, en die maande word soos, die jare word soos maande, dat jy kan nie glo nie. Ek meen, toe ek klein was, jy 1 jaar, amper 3 jaar gevat om klaar te word. Nou, is 1 jaar 6 maande. So dit is, it's crazy. En jy kan sien hoe het ons, how we are climaxing in time. Jy kan sien hoe ons kom na die einde toe, wat dinge vir ons, jy weet, wat is aan die einde te kom. Ons is in die boek van Rut, en ek het 2 weke terug het ek gepraat oor, ons praat nou die laaste paar weke oor Rut, en het die wonder, die supernatural wonderwerke wat aan die agterkant gebeur het, wat ons nie net kan lees sommer so op die surface nie. So wanneer ek lees die 4 boeke van Rut, dan kyk ons dit en ons dink, in die verlede het ek gedink, dit is hierdie liefdesstoritjie, en tussen 'n man en 'n vrou en 'n skoonma, en die vrou het nou die jonger dame nou na Destiny en gelei en sy het wat geguide en almal daai. Maar eintlik is dit baie groter as daai. Ek het besef dat die woord sê dat the Jews will go back home. There will be a return of them going back to the home, going back to the homeland. And we must pray for Israel. We must pray for Israel. En jy kan sien met Naomi wat terugkom Israel, Bethlehem toe. Want Naomi represents Israel. Jy kan sien hoe dit 'n profetiese aksie was, wat duisende jare gelede gebeur het, en tog duisende jare gaan in vervulling kom. So dis wat ek die hele tyd sê.
die boek van Rut is nie net 'n boek wat praat in die verlede nie. Dis ook nie net 'n boek wat gepraat het in die present time nie, in die present tense nie, maar is ook 'n boek wat profeteer in die toekoms in. En dat Boaz is 'n kinsman's redeemer. Onthou net, Naomi was Israel, Rut was die Gentiles, wat nie vir God geken het nie, ons wat verlore was, ons wat nie die Israel volk was nie. En dan is daar Boaz wat eintlik maar uit die stamboom is van Jesus en how he is used as a kinsman's redeemer, iemand wat 'n tipe van 'n Christus wat die volk terugbring. So sien hierdie hele storie wat afspeel en het praat nie net van 'n dame met die naam van Rut nie, want ons is Rut. Naomi is Israel. Boaz is 'n tipe van 'n Christus. So jy sien hoe dat Israel die Gentiles guide na Jesus toe en hoe Jesus hulle ontferm en hoe dit is waar 2 weke terug oor gepraat het, hoe Rut vir hom gesê het, I pray that you will cover me. Say, spread the hem of your garment over me, legitimize me, marry me, bring me into covenant in the nation of Israel. So redeem my van my verlore wee af, van wie ek was in die bloedlyn van Jesus, en dit is wat het is. So ons sien die prentjie is baie groter, en hierdie boek van Rut is letterlik, en ek het dit jare terug gesê, en ek weet nie hoekom het ek het gesê nie, I was late to say this, Rut is soos 'n bridging boek, hierdie klein boekie tussen die boek van Judges en Samuel. In die tyd van die Judges was dit mense, dit was die mekaar gewees. Die tyd toe Samuel gebore word, toe is daar nie 'n profeet nie. So God was not speaking at the time. En Hannah het gebid en gehuil en voor die God gelê vir 'n kind, vir 'n seun, en hoe dat God haar eventually antwoord in hoofstuk 3. En die Bybel sê, en toe hulle weggaan van die tempeldiens af, die Bybel sê, het Hannah en Elkana by mekaar gekom. Onthou, Elkana is Hannah se man, maar is ook Penina se man. So Elkana 2 vroue gehad, wat Hannah was en Penina. En hoe dat hulle klaar is by die tempeldiens en hoe hulle huis toe gaan, en hoe dat Elkana sy vrou ken. Die Bybel sê, en God onthou vir Hannah, en sy word swanger, en sy bore 'n seun met die naam van Samuel. Samuel is die volgende boek na Rut en Naomi en Boaz, waar 'n profeet opstaan, en die Bybel sê, God roep hom in die tyd in, want hierdie profeet is direk gelink aan koning Dawid, want hy is die een wat koning Dawid salf as koning oor Israel en in Israel. So ons verstaan hierdie boekie, letterlik hierdie klein boekie van 4 hoofstukke, is soos 4 pilare wat established is in die middel van where the Judges was ruling, and it looks like nothing was going according to plan, of het lyk nie die ding all of that, dan lyk het, hier kom hoop, hier kom die stem van God, deur Samuel die profeet, en hierdie boek is in die middel van het, en het is 'n boek wat die bridging bring, en het is 'n boek wat praat van verlossing, en wat praat van, kom terug na jou Vader toe, kom terug na God se oorspronklike plan vir jou lewe, en hierdie boekie het 4 hoofstukke, soos ek sê, maar tog is daar diepte, beyond diepte. Hierdie jaar is ek besig om 'n boek oor te skryf, so ek sal julle op hoogte van sake hou. Ek wil vandag kyk oor Boaz, Rut was op die threshing floor, op die dorsvloer. Sy het van Boaz gevra met dat 'n troubasis, that you will spread your garment over me. Boaz negotiate by die hek van die stad. Want hy sê daar's 'n closer relative, want hy het dit 2 weke terug gesê. Hy gaan en negotiate die grond van Naomi, en hy wil ook negotiate, kan iemand met Rut trou. Die familielid in hoofstuk 4, wat nader as Naomi is, as wat Boaz is, sê hy kan die grond koop, maar hy kan nie met Rut trou nie, want as hy met Rut gaan trou, dan gaan hy sy eie inheritance verongeluk. Bearing in mind dat Elimelech en Boaz is familie, so as Boaz met Rut trou, jeopardize hy ook van sy inheritance, maar tog is dit in die plan van God, en hy trou met Rut, eventually trou hy met hom. Die boek is baie diep, so ek preek hierdie reeks by die kerk, soos baie diep om het in 22 minute by mekaar te bring, en om het te sê, so ek vat hier en daar, maar ek gee wat ek glo in my hart, die Here wil vir ons sê op hierdie platform. Die Bybel sê, Boaz
trou met Rut eventueel in hoofstuk 4. En die manne wat saam met, die 10 manne wat saam met Boas, 10 alreeds praat van covenant. 10 praat alreeds van die bruid en die bruidegom. Christus is alreeds in die hele 10. Want onthou toe Elise, toe Abraham vir Elise stuur om vir Isak 'n vrou te gaan kry, toe vat hy 10 kamele saam. Die 10 maagde in die Nuwe Testament praat van 'n bruilof wat gaan kom. Die 10 manne wat alles altesaam 10, want hy vat sy 8 manne, Boas vat 8 manne saam met hom, hy is nommer 9, die closer relative is nommer 10, en hy 10 bedrag daar, praat van, there's a covenant taking place. En ek wil vandag vir iemand sê, ons moet verstaan, dat elke keer wanneer God met ons praat, veral in 'n droom, met syfers, met nommers, met kleure, met plekke wat jy van droom, ek het dit al genoem al, dan moet jy note vat wat in die droom is, want baie keer, almost every time, is daai tekens en bakens wat God aan jou wil openbaar, wat is besig om te gebeur, en wat is besig, waantoe jy op pad is, en baie keer droom jy van 'n ou huis, en ek noem dit nou net, baie keer droom jy van 'n ou huis, en jou ou huis, of 'n ou huis, praat van a generational curse, praat van waarvanaf jy kom, so wat jy moet doen is, jy moet check, jy moet uitvind, wat is jou bloedlyn? Wat is die bloedlyn vloeke? Wat is jou vrou of jou man se bloedlyn vloek? Wat is dit? Because I always praat van goed wat nie meer gedeel is nie. Goed wat in die agtergrond actually nog lewendig is. So ek en jy moet met die goed deel. So every time God gives us numbers or he gives us figures within a dream. Baie keer sal God vir jou mense gee wat op die TV is, maar God wil vir jou iets sê deur dit en jy moet 'n bietjie research doen om te kyk wat dit is wat God vir jou wil sê. Baie keer droom jy van geld en God wil met jou praat oor finansies en waar jy is finansiëel en dat God wil baie keer is ook 'n vloek, baie keer is ook geld ook 'n vloek in jou drome. So jy moet baie keer is daar 'n vloek gelê op jou finansies. So almal hierdie goed beteken is antwoorde in ons gebed, deur ons gebedslewe wat God ons gee, maar die probleem is, ons verstaan dit nie altyd nie. So toe Boas die manne vat, om te gaan sit by die gate, om te praat, om te negotiate die land en verrit, die nommer 10 het klaar gepraat, hier kom 'n huwelik, whether nou hierdie die closer relative was, en of het Boas is, maar hier kom 'n huwelik aan. The signs was there, en dit is hoekom die Bybel sê, the sons of Issachar, they were blessed, why? Because they knew the signs of time, they could read the signs of time. So wanneer ons moet kan begin bid en vra, Here, leer my die show me the signs of time, teach me the signs of time, waarin ons is. Laasweek het ons gevier die Paasfees naweek. It's a Passover weekend, en het is nie 'n Easter weekend wat ons opgemaak het oor die jare nie. Nee, dit is 'n Paasfees naweek wat God gegee het die dag toe Moses die Israeliete uit Egipte uitlei. So dit is nie 'n naweek waar ons vis gesit en eet het en ons het nou eiers geëet en chocolates geëet, was nie dit nie. Daar was niks vis gepraat van in die Bybel nie. Die ding wat ons van gepraat het was die lam. Die lam was geslag en die lam se bloed het gevloei en die lam se bloed was in die deurposte en that feast was given by God. Tot op 'n dag toe moet ons hy fees, moet ons daai fees moet ons vier op 'n jaarlikse basis deur die Paasnaweek. So ons is nie hopeloos, ons weet nie wat ons doen nie. Ons het geweet wat ons laasweek doen. So ek en jy moet daar sekere goed wat gebeur en ons moet note vat. Ons moet nie net saam met die weë van die wêreld gaan nie. Ons vier baie keer goeters wat niks doen is met God nie. En ons is kwaad van familielede vir jare oor goed wat niks met God te doen is nie. As jy kyk na die Bybel in Exodus, in Levitikus, dan gaan jy sien die feeste wat God ingebring het, dis wat ons moet hou. Ons moet hou, hy sê vir Moses, hierdie feeste sal jy en jou generasie en die generasies wat gaan kom, moet julle hou till the end of day. Wat beteken, die feeste het nie gestop toe Moses sterf nie, die feeste het nie gestop toe die Israeliete wat uit Egipte uitgekom het, uitgesterf het nie. Nee my dierbare, die feeste word gehou tot op vandag toe. Ons moet dit vandag nog hou. So wanneer ons kyk na die Bybel is nie verlede Bybel nie. Die Bybel was
hy is en hy gaan wees. Die Bybel sê dat die hemel en die aarde sal verbygaan, maar nie een woord uit hierdie Bybel gaan verbygaan nie. Nie een nie. Ons kan daarvan kan jy maar seker wees. Ons se woorde gaan vuil, jou storieetjie gaan vuil. As jy 'n valse profeet is, gaan dit in elk geval dat die waar word nie. So al wat gaan staan is die woord van God wat in elk geval die ultimate profetiese woord is oor jou lewe. Partykeer soek ons 'n klomp profete om te profeteer oor jou lewe. My dierbare, kom ek sê vir jou, as jy 'n verhouding het met die woord van God, is dit al wat jy nodig het. Because let me tell you something, enige profeet wat oor jou lewe kom profeteer, gaan confirm wat God al klaar gesê het. Maar as jy nie 'n verhouding het met God nie, dan gaan jy nou wow wees deur iemand wat iets sê. Maar as jy 'n verhouding het met die Here homself, dan sal hy self sy profetiese woord aan jou uitgee. Die Bybel sê in Openbaring that Jesus is the spirit of prophecy. So as die Here vir jou iets sê, it is a prophetic word, my mens, dan die woord kan jy maar bank toe vat, is klaar. God will never change his word. Never will God change his word. En as God 'n profeet gebruik om as 'n mondstuk in jou lewe in, en die persoon het 'n verhouding met God, hy profeet het 'n close, my mens, dan kan jy dit maar vat. Vat dit vir wat dit is en bid daaroor en vertrou God vir waartoe jy op pad is. So hier sit hulle by die tempel kyk en hulle negotiate en die man sê ek kan nie met Rut trou nie. Boas trou toe met Rut en die manne, daai selfe manne wat as witnesses by was met daai negotiation, bless vir Boas en hulle sê vir hom, weet jy wat? Mag Rut vir jou wees soos Rachel en soos Lea. Maar julle moet onthou, en hulle sê so, the two who build the household of Israel. Hoekom? Die twee wat die nasies van Israel gebou het, betekende Rachel en Lea was die vrouens van Jakob en uit hulle twee uit het die 12 stamme van Israel gekom. Onthou net, Lea was die vrou wat Jakob nie wou gehad het nie. Hy wou vir Rachel gehad het, maar maar Jakob het vir hom gegee vir Lea en toe vir Rachel. Toe het hy gewerk vir Rachel. So hier's 'n vrou wat hy baie lief is vir Rachel en is 'n vrou wat hy eintlik nie vir lief is nie. En hulle al twee susters. En Lea was nie mooi nie. Sy was nie die mooiste vrou onder die son daai tyd nie. Die Bybel sê dat sy was dim in oë. Sy was 'n bietjie ouer dink ek as Rachel. So toe Jakob vir Rachel sien, toe verloor hy sy hart. It was literally, lees die Bybel, it was literally love at first sight. So jy sit met hierdie twee vroue en daar's 'n geskiedenis agter hulle. Rachel en Lea was die vroue wat die 12 stamme van Israel gebore het. Bearing in mind, is nie net hulle twee nie, is ook hulle diensmaagde, maar die diensmaagde val weg want hulle was onder submission onder Rachel en Lea. So hulle name word genoem in die Bybel, but they are not prominently. Hulle is nie prominent soos Rachel en Lea nie. Want hoekom het hulle dan gesê en die ander vrou nie? Nee, hulle sê Rachel en Lea. Rachel en Lea het 'n prominente storie in die Bybel in. Hulle is nie net vrouens wat een môre opgestaan het en hier's hulle ingeskryf nie. Nee my dierbare, hierdie vrouens het 'n geskiedenis op hulle eie. Hierdie vrouens het 'n storie. Daar's boeke oor hierdie mense geskrywe. Hierdie vrouens het prominente reg in hulle eie in. God het hulle vrouens gemaak wat uitgestaan het in die tyd in. En remember, hulle het nie uitgestaan in daai tyd nie. Hulle staan uit in nou, hulle staan uit in die toekoms, hulle gaan uitstaan vir ewig, because they are written in the book of God. En hulle name is prominent. Nou sê die manne vir Boas, mag Rut vir jou wees, soos hierdie vroue wat die 12 stamme van Israel gebore het, wat eintlik sê, mag sy prominent word, dat haar naam genoem sal word in die jare wat kom. Mag sy prominent word, dat sy ook is die saad wat sy aan jou, dit wat sy sal voorbring van jou saad, mag dit wees, dat hy mense, die man, die kind wat gebore word, dat hy 'n nasiebouer sal wees. Mag sy ook wees, soos Rachel en Lea, wat nasiebouers was. Hulle het nasies established, hulle het kinders gehad, hulle het nasies gebore. Dit is groot mense, dit is groot. Dit beteken, ek gee geboorte aan Benjamin, maar dit is 'n nasie. As a matter of fact, Rachel het net 2 seuns gehad. Die res van die kinders was gebore uit ek dink, kom ek gee nie dit totaal, tot ek hier my storie agter mekaar te my kop is vol. Onthou, Rachel het kinders gebore, 2 seuns gebore, haar concubine het 2 seuns het kinders gebore. Lea het kinders gebore en haar concubine, die mense het vir hulle gewerk het. Sy het ook, so uit die hele 4 vrouens het, kom uit 12 stamme, maar eintlik word net Rachel en Lea se naam genoem, so wat ek het nou sê. Maar Rachel in haarself bore 2 seuns. Sy is die ma van Joseph en sy is die ma van Benjamin, die laaste seun. En mense,
Hierdie, as jy net Rachel se storie vat by homself. Rachel sterwe op die geboorte van Benjamin. Op die laaste kind nommer 12, sterwe Rachel. En sy sterwe in Bethlehem. Sy sterwe waar Rut nou is. Sy sterwe in dieselfde vicinity, in dieselfde dorp, dieselfde stad waar Rut is. En God wil nie net toe Rut, en dit is wat ek laasweek gesê het, of 2 weke terug gesê het, toe Rut op die dorsvloer lê, toe word sy nie net redeem nie, toe redeem sy ook. Sy redeem die hele dorp. Want onthou net, Jesus moet uit die dorp uitkom. Jesus word in Bethlehem gebore, the house of bread, because he is our bread of life. So die storie is, mense, hulle moet ons op YouTube gaan kyk. It is mind-blowing, die diepte van hierdie 4 boeke in die Bybel in. En so sy Rachel het 2 seuns vir Joseph. Onthou net, Joseph is ook 'n kinsman's redeemer. Want Joseph het ook die Israeliete. He was releasing them from pain and poverty and times of, wat noem jy dit nou, famine, hongersnood. Toe Joseph in die paleis was, onthou net, Joseph was een van die 12 seuns gewees. Onthou, dis dieselfde seun wat hulle nou dag in die put ingegooi het. Maar Joseph word uit die put het gelig. Hy gaan na Potifar se paleis toe en God gebruik hom magtiglik. Die Bybel sê dat Joseph is ook 'n kinsman's redeemer, want hy bring verlossing, hy redemption aan sy eie familie, wat die 12 stamme is, maar ook aan die volke rondom Egipte, because die tyd toe Joseph in Egipte was Egipte, het was die land van melk en honing. Dit het goed gegaan. Dit het goed gegaan, omdat die belofte van God was in die paleis. Joseph was in die paleis. Die woord van God was binne in die paleis. Die woord van God het dit wat hulle nie kon doen nie, het God gedoen deur Joseph se lewe, want God het 'n woord gegee in Genesis hoofstuk 15, dat die saad van Abraham gaan vir 400 jaar in exile wees in Egypt. Joseph kom in Egypt in as 'n slaaf. Die res, die 10 broers kom in, behalwe Juda, die 10 broers kom in met hulle pa Jakob, kom in, nie as noodwendige slawe nie, maar hulle kom in as gevolg van hongersnood. En hulle is almal daar in Egipte. Net soos wat God vir Abraham gesê het. Onthou, Abraham is die vader van Isak. Isak is die vader van Jakob en Esau. Jakob is die vader van die 12 stamme. So Joseph is die seun van Jakob, die seun van Rachel, is die een in die paleis by Potifar se huis, sy paleis actually. So God gebruik hom magtiglik om te kan doen wat hy doen, om te establish God se woord in die seisoene. Ek dink ons het 'n bietjie van 'n beter agtergrond van wie die hele storie is en wie die mense is, van wie die manne vir Boas mee bles. Want hulle noem nog 'n naam, hulle sê mag sy wees soos Tamar, wat die seun van Perez gebore het uit Juda uit. So dit my mense, dit is 'n storie om hy so te skryf. So dit is nie net 'n storieetjie tussen Rut en Boas en Naomi nie. Nee. Hierdie mense se name word genoem en die moment mense se name genoem word, moet jy weet daar is significant meaning behind hulle name. Daar is rede hoekom God hulle in daai boek inskryf. Jy moet die moment mense vir jou goeie sê en jy gaan nou net randomly sê, hierdie kind ek soos oupa Gert, hierdie kind ek soos oupa dit, oma dit. Jy moet note vat, wat is dit wat ek moet miskien afsny van die generation, wat is dit wat ek moet aanneem, wat moet ek bid oor my kind, wat moet ek breek oor my kind, en ons vat van selfspreekend en ons lag baie keer om te sê, hierdie kind is so stubborn soos sy oupa. Nee, stubbornness is witchcraft. Jy kan nie lag oor 'n ding wat 'n vloek word later nie. Môre loop al jou kind in die tronk, dan lag jy nog altyd oor oupa Gert en oupa Piet en oupa Johannes se maniere. Jy moet hierdie ding vasvat op 'n jong ouderdom, bind hy gees van rebellion en bind hy gees van onbeskofheid en gee dit vir die Here, dat die Here hy ding kan breek en dat jou kind groot word in die vrese van God. Moenie ons hierdie goeters van selfspreekend vat die mense, die duiwel, net soos wat God 'n plan het vir ons se lewe, die duiwel staan ook reg met 'n valse plan om jou kind 'n valse identiteit te gee en 'n valse toekoms te gee.
En baie keer, dan vat ons hierdie goed ernstig op nie. Maar ek bid vandag dat die Here vir ons wysheid sal gee in ons lewe, wysheid sal gee in ons gebedslewe, wysheid sal gee in dit wat ons doen. Jy kan nie vandag lag wanneer 'n kind lyk soos of 'n kind se maniere trek hier na die nee. Jy begin 'n vas, my mens. Begin 'n vas en bid en sny af hy gemors van die verlede. Jy kan nie die goeters in die toekoms invat nie. Jy gaan nie werk kry nie. Jy gaan nie 'n suksesvolle huwelik hê nie. Jy gaan nie suksesvolle jou kinders alles in my mens. It is a generational curse. As jy hom nie bind nie, gaan hy oorkom. So ek glo vandag iemand is gebless, iemand is gestig, iemand het iets gekry en ons vertrou God om vorentoe te gaan. Die Here seën julle.